Vriende, blaai saam met my. Jy moet die Bybel vanmôre oophou. En ek wil graag 2 verse, maar die een is op die bord. Blaai gou eers saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 3. 1 Korintiërs hoofstuk 3. Jy moet heeltyd nou hierdie vers vanmôre in gedagte hou wanneer ek met u gaan praat, want alles draai om op die ou einde om hierdie vers. 1 Korintiërs hoofstuk 3 en dan sit u u vinger by 1 Konings hoofstuk 6. Ek wil vanmôre die tema maak in die skool van God. Ek praat vanmôre met 'n kind van God, 'n kind van die Here. Dit beteken ek praat met daai persoon wat al in sy of haar lewe die besluit geneem het, ek wil 'n kind van die Here word. So ek rig my boodskap direk vanmôre aan u, en baie dinge gebeur in ons lewens en ons wonder hoekom dinge gebeur. Ons verstaan baie keer nie dinge nie, en baie keer vergeet ons dat die Here nie net my siel uit genade red nie, maar dat die Here my daarna in sy skool plaas. Hoekom gebeur daar sekere dinge met u en met my? Ek wil dit vanmôre vir jou illustreer. Ek wil vanmôre vir jou dinge wys. En mag die Here dit gebruik en jou hart kom uitdaag. En mag jy vanmôre daar waar jy sit ook om oorgee, soos wat die woord kom. Baie keer dan skop ons vas, baie keer dan staan ons dit te die woord, en baie keer is ons nie gehoorsaam en te sê, Here, ek gaan dit vanmôre vat, ek stel uit. Ek wil hê dat u vanmôre so eerlik met die Here moet wees. Ek gaan baie praktiese illustrasies gebruik, en ek wil dit juist doen dat die lig kan deurbreek in die lewe, dat u dit self kan beleef en ervaar. Kyk gou mooi wat sê Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 3. Vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is? Het jy dit geweet? Jou liggaam is 'n tempel van God. Hoor nou mooi. En die Gees, wat 'n Gees? Die Heilige Gees van God in julle woon nie. Meneer, jy kan nie met jou liggaam doen net wat jy wil nie, mevrou, jy kan ook 'n jong meisie, jong man. As jy vanmôre sê dat jy is 'n kind van die Here, behoort jou liggaam, of weet julle nie, dat julle tempel, kyk gou mooi, jou liggaam is God se tempel. En dat hy daarin wil woon nie, né? Blaai nou saam met my na 1 Konings toe. Nou wil ek 1 vers vir jou daar uithaal, en ek wil dit nou vir jou verduidelik. Nou hierdie gedeelte handel nou juis oor die bou van die tempel en al die voorskrifte wat die Here gegee het, wat gedoen moet word, hoe dit gedoen moet word. En dan is hier 'n baie interessante vers net so tussenin, vers 7. Nou ek gaan hom in Afrikaans vir u lees, en dan het ek 'n sekere vertaling wat ek dit ook vir u wil uitlees, wat 'n bietjie meer lig werp oor, daar's mooi woordjies wat ek vanmôre wil gebruik in my boodskap. Hoor nou mooi. Nou word hierdie tempel gebou en die voorskrifte kom, en nou gee die Here hierdie voorskrif. Hy sê, nou staan hierdie vers, en toe die huis gebou is, die tempel, né, toe hulle nou besig is om te bou, sien jy nou hoe word hierdie hele struktuur word opgerig en die huis word gebou. En dan sê hierdie woorde, is dit opgetrek van klippe. Hoor hierdie woorde. Hierdie gebou word gebou van klippe. Jy onderstreep hierdie woord, kant en klaar uit die breekplek. Hamers en koubuitels, enige ystergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. So kry nou hierdie prentjie, hier word 'n tempel gebou, en ek sien in my geestesoog, hoe word hierdie klippe aangedra van 'n plek na 'n plek.
Maar die Bybel sê dat terwyl die tempel hier gebou word, hierdie huis gebou word, is daar geen geraas nie, daar is nie 'n gekap van hamers en van buitels of van enige ystergereedskap nie. Nou waar vind dit plaas? Hierdie klippe word aangedra, dit word hier aangegee en dit word net ingesit. Presies die presiese grootte wat dit moet wees, die presiese hoogte wat dit moet wees, party miskien kleiner, miskien het die opdrag gegaan daar na die plek toe, gaan dit nou vir u wys, is daar 'n boodskap deurgestuur, bring 'n bietjie kleiner klippe, want daar is 'n sekere plekkie, waar net daai klip moet inpas. Dis wat hierdie vers sê, kyk hoe mooi sê hy dit, hierso, ek wil dit gou vir hierdie woorde uitlig vir u. Hy sê, en toe die huis gebou is dit opgetrek van klippe, dan noem hy hierdie woorde, kant en klaar in die breekplek. Dan sê hy wat gebruik is, daar by die breekplek, is daar hamers gebruik, koubuitels gebruik, enige ystergereedskap is daar gebruik. Daar waar die huis gebou is geen gehoor van hamers, van buitels, of van enige ystergereedskap. Kyk gou wat sê die Message Bible. Hy sê, the stone blocks for the building of the temple were all dressed. Mooi woord. All dressed. Ek wil vanmôre die woord gebruik, well dressed. Wat beteken dit? All dressed as the gwari. Die Afrikaans sê hierdie woord, by die breekplek. Die Engels gebruik die woordjie gwari. So, that the building itself, daar by die building itself, was quiet. No noise. No noise. Is 'n baie mooi sterk teks hier, nee, baie mooi teks. Let op hierdie woordjie, wat beteken all dressed? It means that all the heavy stones, the stone blocks, were cut to size, measured to size and shape. Is dit mooi nie? Waar het dit alles gebeur? Ken jy 'n gwari? Ek gaan nou 'n paar Engelse termes moet gebruik vanmôre, dat Engelse woorde so terme sodat jy dit kan verstaan. Ken jy 'n gwari? Afrikaans noem dit die breekplek. Hy sê al hierdie dinge het by die gwari gebeur, sien jy daar? Daai klippe is daar gekaap, is uit die gwari uitgekaap. Om en by die gwari is daar 'n breekplek, dis die breekplek, dis die kapplek. Dis waar die hamers is, dis waar die buitels is, dis waar enige ystergereedskap gehoor word. Heeldag word hier gekap. Sien jy hoe lyk 'n gwari? Kan ek vir jou sê dis hoe jou lewe lyk? Of weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is nie? Wanneer ek en jy gered word, lyk ons so. Ons is nog nie hierdie mooi baksteen grootte wat in die tempel eendag daarbo, daar in die Nuwe Jerusalem moet ek en jy iewers te inpas. Die Here red nie, wanneer my red is ek outomaties nie, nee. Ek is in die gwari van hierdie lewe. Ek is in die breekplek en hy's besig, hy loop daar. Kyk hoe loop hierdie man. Hy soek. Hy kry die boodskap. Daar's 'n steengrootte, daar's 'n sekere grootte. En daar moet 'n klip inkom en hy loop daai gwari deur en hy soek. Miskien is dit daai klip. Nee, hy's 'n bietjie groot. Kom ons kap hom. Ons kap hom to size. Ken jy dit? In God se skool word ek en jy, kan ek hierdie woorde weer gebruik? Word ons gekat. In God se skool word ons gemeet. Ons word gekap. Ons hou nie daarvan nie. Hoekom hierdie dinge? Waarom laat God dit toe? Kyk nou mooi. All rest. Kyk hoe mooi lyk dit.
Ewerste moes daar die steen ingepas gewees het, dit was die grootte. Kap vir my so steen met daai grootte, dit is die metings. Dis die grootte, maak hom, hy moet daarin pas. Dan gaan die boodskap weer en sê, kyk daar, all dressed, mooi, netjies, afgerond, all dressed. Is dit mooi nie? Let op hierdie woorde, die huis is gebou, opgetrek van klimpe, kant en klaar. Die breekplek, die quarry. Dit het kant en klaar, daar kom geen geluid, toe die huis gebou is nie. Kan ek net gou hierdie teks vir u mooi oopbreek? Dan gaan ek na my punte toe kom, as ek graag vir jou wil verduidelik. Kyk gou mooi. Die breekplek, die quarry, die regkapplek, vandag is die wêreld waarin ek en jy leef. Ons leef in die quarry. En dis in hierdie wêreld waar God hamers gebruik, dis waar God koubytels gebruik, waar hy, hoor jy die woorde, ystergereedskap gebruik. Hoor jy dit? As 'n hamer op 'n stuk yster val. Hoor jy dit? Hy gebruik saag. Gaan nou vir jou 'n proses verduidelik. Dis die wêreld, dis die kapplek. Ag Here, neem my maar eerder hemel toe, ek het mos nou my siel uit genade. Neem my hemel toe, ek is so moeg en sat. Hoor wat sê die Bybel, ons sal deur baie verdrukkinge in die hemele ingaan, nê? Die verdrukkinge van hierdie lewe. Die lewe is besig om ons na alle kante toe te druk. Hoekom? God gebruik die lewe, en ek gaan nou 'n illustrasie vir jou wys, om jou all dressed te kry. Mooi, netjies, afgerond te kry. En ek wil dit hier sê, ek wil jou in die oë kyk as ek vir jy sê, maar hy het jou en my samewerking nodig. God kan niks regkry in jou en my lewe as ons nie ons samewerking, ons goedkeuring vanmôre gee en opnuut weer van my groen lig gee en sê, Here, gaan voort. Hier is die groen lig. So die kapplek, die breekplek is, die quarry is niks anders as die wêreld. O, daar by my werk, my omstandighede, al hierdie dinge, dit voel partykeer asof dit te veel. God gebruik juist daai omstandighede om my all dressed te kry. Die hamers en die koubytels is die woord van God in die hand van die Heilige Gees. Het nie net vanmôre die woord van God nie. En baie huise lê die woord van God toe. Net 'n oop Bybel kan met jou praat, en wanneer die Bybel oop is en jy lees hom met 'n oop gemoed, dan is dit die woord van God en die Heilige Gees. Die hamers. Here, ek lees nou vanmôre hierdie gedeelte, dis nie lekker om dit te hoor nie, Here. Dis nie lekker nie. Nee, kom ons blaai maar daarna Psalms te hoor. Ons lees sekere gedeeltes maar in God se woord, sodat ons kan goed voel. Hoor gou maar, lees maar daai gedeeltes waar die Heilige Gees sy vinger in jou lewe druk. Want die oomblik wanneer die Heilige Gees sy vinger in jou lewe druk, dan is die all dressed proses aan die gang. Hy sien die potensiaal in hierdie klip. Hy weet wat kan hy bereik deur hierdie klip. Mag ons moet hom eers all dressed kry. Die hamers en die koubytels. Allerhande omstandighede van die lewe wat God gebruik. So dis die woord van God en die Heilige Gees. Dis die hamers. Here, haal my net uit hierdie omstandighede uit, bid ons. Is dit nie so nie? Hy gebruik die omstandighede van die lewe as 'n koubytel. En enige ander gereedskap, beproewings, teleurstellings, toetse. Hoekom al hierdie dinge? Ek gaan jou dit oor en oor sê. All dressed. Well dressed.
Dis God se proses. So al hierdie dinge gebruik die Here as hamers, koubytels, om stene reg te kap. Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 2. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene, jy moet vanmôre daar waar jy sit sê, Here, ek wil U my goedkeuring gee, ek wil vir U die groen lig gee. Hoor wat sê Petrus, en laat julle ook soos lewende stene. Weet jy wat, God kan niks met 'n dooie steen doen nie. Hoekom gebruik jy die woord lewende stene opbou? Ek het gewonder terwyl ek na daardie quarry gekyk het van daai stene, daar lê ou steen en elke keer loop hulle by hom verby. Elke keer sê daai stuk klip, ag gebruik my ook. Ek wil ook daarom 'n doel dien. Dan loop hulle maar daar verby, hoor gemooi. Laat jou opbou, sê die Bybel, soos 'n lewende steen tot 'n geestelike huis. 'n lewende steen wat aan God welgevallig is. Laat jou opbou. Sê Here, ek wil opgebou word. Hoor hierdie woord weer, ek haal hom weer uit die Message Bible uit. Hy sê, present yourselves as a building stones for the construction. Ken jy konstruksie? Daar's 'n konstruksie. Ek wonder as ek na jou lewe kyk, en ek wonder vanmôre as ek na my eie lewe kyk, en ek wonder as ek nou vanmôre tyd vir getuienis moet gee en sê gou vir my, hoe ver het God gekom in die konstruksie van jou lewe? Hoe ver? Hierdie gebou lyk nogal ver gevorderd. Dit lyk na die einde se kant, hoe een van die dae gaan dit 'n mooi spog gebou wees wat daar gaan wees, met mooi glas. En almal gaan hierdie gebou, hulle gaan so verbaas en verwonderd staan oor hierdie gebou. Maar wat 'n proses was dit om daai gebou daar te kry? Present yourselves as a building stone. Wil jy nie vanmôre kom daar waar jy sit, ek gaan nou met hierdie gedagtes kom, wil jy nie daar sit en sê, Here, hier is ek is 'n steen, ek is 'n rowwe steen, Here. Ek stel my vanmôre beskikbaar. Kyk daai steen. Dink jy was so? Nee, kom ek sê vir jou, hy was nie so nie. Hy's gemeet. Hy's gekat, to size, uitgemeet. Want kyk hoe mooi moet dit lyk. O, stel jouself as daardie steen vir 'n konstruksie. Ek wil gou dit vir jou sê. Weet jy wat sê die Here terwyl jy daar sit vir jou? Terwyl ek hier staan, weet jy wat sê die Here vir jou? Uit hierdie hele vers uit in 1 Konings 6 vers 7 sê hy, ek is besig, jy verstaan die dinge in jou lewe nie, maar ek is besig om jou hieronder, in die breekplek, reg te kap, sodat jy daar, bo, kan inpas. Ek is besig. Hoor jy die woord? Ek is besig om jou hieronder reg te kap. Sodat jy en ek eendag daarbo in daai plekkie kan inpas. En om dit reg te kry is daar 2 borde. En ek wil eers hierdie borde vir jou wys voordat ek geestelike woorde daarop gaan sit. En jy ken hierdie borde. Daar's 2 borde wat die Heilige Gees van God so graag langs jou en my wil kom sit vanmôre. Alles gaan gepaard met gewilligheid, gehoorsaamheid en toestemming. En my hartsbegeerte en my gebed van my hart is vir hierdie gemeente dat u dit vanmôre tog sal doen. Ek kan dit nie namens u doen nie. Kyk gou na die eerste bord. Ken jy hierdie bord? Onder nuwe bestuur. Laat sit gou vir my hierdie lig af. Ken jy hierdie bord? Sien, onder nuwe bestuur beteken, Here, ek gaan vir u toestemming gee. Hierdie liggaam is onder nuwe bestuur. U het my lewe uit genade gered, u het my sondes vergewe, ek is u kind. Ek is onder nuwe bestuur, is u? Ek ken hierdie bordjie nie, as 'n besigheid miskien deur 'n ander besigheid oorgeneem is, dan staan daar 'n bord buite onder nuwe bestuur.
Daar's 'n nuwe eienaar wat oorgeneem het. Die dag toe die Here my siel red, toe neem 'n nuwe eienaar oor. My lewe was eers beheer deur die duiwel, want die Bybel sê, julle die duiwel as vader, Johannes 8:44. En toe ek my lewe vir die Here gee, toe word ek sy kind. Dis 'n belangrike bord. Onder nuwe bestuur. Ken jy hierdie ene? As daar 'n projek iewerste, het sy daar by die mall plaasvind, hulle breek en verbreek, dan sit hulle ook hierdie bord op, onder konstruksie. Wees versigtig, onder konstruksie. Nou gaan ek hierdie twee borde vergeeslik, en jy sal iewerste vanmôre moet kom, en toe die Here toestemming moet gee, en sê, Here, kom plaas maar hierdie twee borde langs my. Daar is die eerste bord. Onder nuwe bestuur van die Heilige Gees. Onder nuwe bestuur van die Heilige Gees. Dit beteken, die eerste een het beteken, onder nuwe bestuur, die Here besit nou my hart en my lewe, maar ek wil nou vanmôre vir hom kom sê, Here, nie net dit nie, maar ek wil my lewe onder die beheer kom plaas van die Heilige Gees. Dit beteken, ek kan maar kap, Here. Ek kan maar al u gereedskap gebruik, Here, om daai lewende steen wat u in gedagte het, om dit daar van die quarry gat af te kom haal, Here, kap maar daar, sodat ek daar kan u dit doen, sal u dit doen, en hier kom die tweede bord. Let op wat staan daar. Onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Ek gee hom toestemming, ek kan maar begin, ek kan maar kap, ek kan maar kap, ek kan maar kap, ek kan maar hier op die quarry besig wees soos wat u wil, ek kan maar maak met my wat u wil, onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Weet jy wat gebeur as mens hierdie gebed bid? Weet jy wat gebeur? Dan kan jy maar dinge verwag. Wat gaan gebeur? Ek kan nou vir jou 'n paar dinge noem, wat gebeur wanneer mens so gebed bid. Mag ek vir die vra, is jy bereid om dit te bid? Here, ek kom plaas my lewe onder die permanente bestuur. Dit beteken, jy gaan gedurig onder konstruksie wees. Here, hoekom hierdie? My kind, jy het dit mos gebid, daai Sondag, onthou jy het dit gebid. Dit was die 14de Junie, toe bid jy hierdie woorde, toe sê jy vir my daar in die diens, Here, my hartsbegeerte is dat ek onder permanente konstruksie sal wees, want ek en jy is in God se skool. Hy's besig om ons te vorm en ons te maak. Weet jy, een ding van die Heilige Gees kan ek vanmôre vir u vertel. En kan ek met vrymoedigheid vir u sê, dat Filippense 1:6, die werk wat die Heilige Gees begin het, maak hy verseker klaar. Een ding van die Heilige Gees, die werk waarmee hy begin het. Hoor gou eers hierdie vers, en dan gaan die B-gedeelte vir jou sê, omdat ek juis hierop vertrou, sê Paulus, Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy, wat 'n goeie werk in my begin het, dit sal volëindig. Kan ek vir jou wys, hoe is die Heilige Gees nie? Hy is nie soos een persoon, soos die boukontrakteurs, hy vat een site aan, een bouprojek, dan spring hy weg hiermee, en dan gaan hy na volgende een toe, en dan na volgende een toe, daar is met, jy weet, boukontrakteurs is baie keer op 4 persele. Kan ek die woord site sê, verstaan dit? Hulle is op daai projekte, is hulle besig. En eers, dan los hulle hier, dan spandeer hulle al hulle aandag hier, en dan, nee, die Heilige Gees is nie so nie. Hy neem nie een bouprojek aan, en hy begin dit, en hy raak verveeld met respek gesê, en hy skuif aan na die volgende site toe nie. Nee. Hoor wat sê Paulus? Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit volëindig. Daarom permanente
konstruksie oor my lewe. Jy moet hom vanmôre daai toestemming gee. Here, kom sit daai bord langs my, dat mense sal sien. Ek is onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Permanente konstruksie beteken lewenslank. Lewenslank. Jy vra hoekom? Jy vra hoekom? Jy sien, as kind van die Here moet ek en jy groei. Baie kinders van die Here het geestelik gestagneer. Hy's maar net 'n kind van die Here en hy's daar. Hoor wat sê Petrus in 2 Petrus 3 vers 18, hy sê, dat julle sal toeneem, waarin? Wat beteken toeneem? Meer word in die kennis en in die genade van ons Here Jesus Christus. Toeneem. Groei. Wat moet om daai groei daar te kry, beteken permanente konstruksie. Ek wil vanmôre vir jou teks en ek gaan hom vanmôre vir jou illustreer. Waarmee is die Heilige Gees besig? Het jy al hierdie teks gesnap in die woord? En ons vind dit in 2 Korintiërs 3 vers 18, kyk nou mooi. Dis weer Paulus wat hierdie vers skryf. Hy sê, en terwyl ons met 'n onbedekte gesig in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Sien jy? Ek was hierdie ou klip op hierdie site, op hierdie Guardi gewees. Niemand het eers na my gekyk nie. Niemand het eers in hierdie klip by rang gestel nie. O, hier kom die eienaar wat hierdie projek het. En hy sien my raak. En ek was so rof, ek het soveel punte in my lewe gehad. Van gedaante verander. Kyk hoe lyk ek. Wie kan my gebruik? Ag Here, as U my kan gebruik. Ja, daar's 'n verandering wat plaasvind. Hoor mooi. Hoe vind hierdie verandering plaas? Wat het hierdie persoon geskryf? Na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid. Kyk wat sê die Engels, hoe mooi is hy. Kyk na daai verandering wat plaasvind. As Paulus in Afrikaans dit sê, daardie gedaante wat verander na dieselfde beeld. Kyk wat sê die Engels. We all become like mirrors, who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. Hoor gou mooi. Daar moet 'n verandering plaasvind. Waarom al hierdie gekap? Waarom 'n breekplek? Waarom moet daar 'n Guardi wees? Waarom moet ek en jy ons lewe permanent onder die werk van die Heilige Gees plaas? Onder permanente konstruksie plaas. Weet jy hoekom? Kyk wat sê hierdie vers. We all become like mirrors. Weet jy wat is 'n spieël? Ek kyk in daai spieël. Who brightly reflect the glory of the Lord Jesus, om van gedaante verander te word. Nou hoe hy lyk. 'n Ander vertaling sê hierdie woorde, our faces shining with the brightness of his face. Dis hoekom permanente konstruksie nodig is in jou en my lewe. Kyk gou hier, ek wil jou iets verwys. In hierdie week was ek by 'n plek gewees. En ek en hierdie persoon begin praat. En hy gee vir my eers iets wat nou groot is. Dis graniet. En wat so blink gemaak is. En ek sê vir hom, ek sê, man, verduidelik vir my die proses. Hy sê vir my, kom ek verduidelik vir jou wat gebeur. Hy sê, hierdie graniet is nie so nie. Hy sê, hy lyk so. Hy lyk grof. En ons stap so, hy sê, stap saam met my, en hy neem my daarna hoop toe. Ek sê, man, maar ek soek 'n stuk, ek wil dit verduidelik, dis deel van my boodskap. Ek sê, sodat mense kan verstaan,
waarmee ek besig is en wat ek wil sê. Wat beteken dit om onder permanente konstruksie te wees? Hy roep my, hy sê, sien jy daai blokke daar? Dis hoe ons dit kry. Ons bestel dit kom rof hier aan. Hy sê, maar daar is al aan dit gewerk. Maar hy sê, as jy nou daar rondloop en jy soek nou graniet, dan lyk hy so, grof. Kan ek het vir jou wys? Ek dink ek het in my punte iewerste. Jy sien, ek wil vir jou wys na die skoonheid van hierdie graniet. So, as jy hom kry, dan is hy baie grof. En dan saag hulle hierdie blokke, dan lyk hy so. Hy gaan deur 5 prosesse. So hulle kry hom so, kan ek die woord gebruik, by die quarry, by die breekplek, kry hulle hom so, maar hulle kan hom nie regtig so gebruik nie. Hier is 'n offcut, jy sien hy is een kant gegooi. En dan saag hulle hom. Hulle saag hom met verskillende lemme, ek gaan dit nou vir die verduidelik. Dan raak hy al hoe gladder. Jy moet kan voel na die tyd. Van grof, hier kan jy voel, hier is lemme oor. En hier begin hy hulle om poleer met verskillende tipes van poleerkoppe, ek gaan dit vir jou verduidelik. Hoekom? Hy sê om al daai saagmerke en al daai blymerke van wat gebruik was om hom te sny, weg te kry. Hy sê dan as hulle klaar is met die proses, dan lyk hy so. Hier sit mense vanmôre in hierdie diens, jy lyk so. En jy verstaan sekere dinge nie, maar ek wil vanmôre vir jou bemoedig en sê, die Heilige Gees is met jou besig. En is 'n lang proses. Kan ek jou gou hierdie prosesse verduidelik? Die eerste stap, hulle saag die granietblok. Jy sien, hulle saag hom met diamantsaag. Hoekom wys ek dit vir u? Dis 'n pynlike proses wat plaasvind. Hulle saag hom, daai blok, in sulke slabs. Verskoon nou vanmôre my kanseltaal, maar ek moet praat dat jy verstaan. As ek nou vanmôre sê, hulle saag hom in blaaie, sal jy nie verstaan, maar hulle saag hom in sulke blaaie. Sekere, hy's mooi uitgemeet, word so opgesny. En op daai stadium is hierdie slabs baie grof, hy's dof, hy's ongelyk. Vriende, dis hoe ek en jy lyk op die quarry wanneer die Heilige Gees ons daar raak sien. Hy het 'n plan met jou. Jy lê soos daai slab daarso, jy lê soos daai blaai daarso. Miskien voel jy vanmôre, ag, ek beteken niks vir niemand en niks. Hoor gou mooi. As jy jou kom plaas onder die bestuur van die Heilige Gees vanmôre, as jy vanmôre vir hom die toestemming gee en te sê, Here, ek is gereed om onder permanente konstruksie van die Heilige Gees te wees, wil ek jou verseker, dit gaan nie lang wees nie, dan gaan jy nie meer daai kenmerke hê van grof, van dof en van ongelyk nie. Wat doen hulle? Dan neem hulle hierdie, wat so lyk na 'n masjien toe. En dan begin hulle met 'n skuurwiel, wat ook met diamant segmentjies en silikon, dis so 'n mengsel, dan begin hulle hom oor hom sit. Hy's grof, vriende. Hy kap hier, en hy kap daar. Dis seer. Dis 'n pynlike proses. Ek hoor die graniet sê, wil jy blink? Ja, ek wil die glans uit jou uithaal. Ek wil glans uit jou uithaal. Jy word nie so, en jy moet toelaat om so te word. Gee my die geleentheid. Ek hoor die graniet dit sê. So dan is daai skuurwiel so oor hom, om daar die saagmerke en om daai graniet so gelyk te kry. So, ek sien nie, hy's nie mooi gelyk te kry. Ek sien hoe gaan daai masjien oor hom, ek sien hoe daai blyt so oor hom gaan, pynlik. Hoor gou mooi, ek verduidelik jou die proses, waarmee die Heilige Gees in jou en my lewe besig is. En dan is daar fyn skuurafwerking. Het grof begin, al hoe fyner, al hoe fyner, al hoe fyner, al hoe fyner. En wat is besig om te gebeur?
Hy is op pad na finale polering toe. Hy moet die glans, hulle noem dit die glansfase. Is dit nie mooi nie? Kan jy dink dat hierdie stuk graniet wat so was, hy daar op die, ek het hom daar van die asgaat af vertel, sy hoop daar. Ek sê, kan ek hom kry? Ek wil graag mooi kyk, ek wil graag hom bestudeer, ek wil graag wys. Kan jy dink dat ek en jy so die glans, the glory of the Lord Jesus, van gedaante verander na die heerlikheid. Kan jy dit glo? Liewe gemeente, jy kyk wel aan, glo jy dit? Dat die Here jou so kan kry. Hy's besig. Jy kan so lyk as jy my toestemming gee. Poleerfase. Dis die glansfase. Kyk wat gebeur. Kyk gou mooi. Weet jy, hy vertel my hoe baie water gebruik word in daardie proses. Heeltyd wanneer daai stuk graniet op die masjien kom, hy sê liters water word op daai graniet gespuit. Hoor gou mooi, water, hoor jy? Solank hierdie proses aan die gang is daar water. Solank die geskuurdery plaasvind, is daar water betrokke. Hoor mooi, is water nie 'n simbool van die Heilige Gees nie? Wanneer ek onder permanente konstruksie is van die Heilige Gees, is dit hy wat besig is met die skuurwerk, om my daar te kry waar ek finaal op die tafel kom, gereed om poleer te word. Kyk wat sê hulle. Hulle sê die glans van graniet kom van sy eie minerale. Ek wil nou dit verduidelik, net om dit maklik te maak. Dit is hier binne die stuk graniet. Daar binne, sy eie minerale maak dat daar glans kom. Jy sien, Petrus praat van daar's deugde in ons, daar's sekere dinge in ons. Wanneer ons die Heilige Gees van God toestemming gee, dan kom hy oor, en dit wat binne in ons is, dis nie iets wat aangesit word nie. Dis nie iets wat ek by iemand kan kry nie. Interessant, geen was, of enigiets wat kunsmatig is, word gebruik op hierdie laag om glans te bring nie. Nee, dit wat hier binne is, kom na vore. Kom uiterlik, laat die skoonheid van Jesus my gans vervul. Die skoonheid van Jesus my gans vervul. Is dit nie wonderlik nie? Dit gebeur wanneer ek onder die beheer van die Heilige Gees is. Dit gebeur as die tweebord hier langs my lewe staan, wat sê, onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Nou kom die vraag, wat beteken dit? Wat beteken dit as ek nou vanmôre gaan bid en sê, Here, ek wil my lewe onder die beheer van die Heilige Gees kom plaas. Sit hierdie bord neer, Here. Sit dit. In die geloof, denkbeeldig, simbolies, kom sit dit neer. Sit die tweede bord ook neer. Kan ek vir jou 1 of 2 net gewys, ek weet is 11 uur. Wat beteken dit in die praktyk? Hoe werk hierdie goed in die praktyk? As jy dit vanmôre, ek wil jou voorberei. Pas op wat jy bid. Pas op. Want jy sien, God plaas sy kinders by en tussen mense en plekke. En dis daai mense en dis daai plek en dis daai omstandighede wat die meeste daartoe bydra, dat daar geestelike deugde, daai minerale wat hier binne is van die graniet, wat maak dat hy blink moet wees, is hier binnekant. Daai deugde is dit wat die glans in jou en my lewe. So, Here, daar's 'n area in my lewe wat ek ontdek wat nie lekker is nie. Ek wil dit onder Heer kom plaas. Wat gedoen hy? Hy kom reinig dit en hy kom heilig dit en die glans van Jesus en kom al hoe meer uit. Kom ek noem vir jou net so 1 en 2. Ek gaan jy net so smaakie gou gee. Wat beteken dit? As ek vanmôre vir die Here toestemming gegee om daai glans
in my lewe na vore te bring. Kan ek jou net so 2 maniere noem? Daar's baie voorbeelde. Kyk wat doen God. Jy sien, die Here het ons verskillend gemaak. En ek is hierdie haastige persoon van geaardheid, ek het 'n haastige persoonlikheid. Nou, dit het met my gebeur. Ek gaan jou vertel daarvan. Toe ek in die pelgrim was in die AIB, dan het jy 'n kaptein wat die 2de jaar is, en dan die luitenant wat die 1ste jaar is. So die 2de jaar student neem leiding oor jou, en dan word jy in die veld uitgeplaas, dan is jy in dieselfde kategorie, en dan moet hulle nou kies wie gaan die leiding neem en wie nie die leiding gaan neem nie. So nou wat doen die distrikssuperintendent, en ek weet nie of dit altyd die Here is nie, en of dit hulle eie dis ook gedink het, wat ek agtergekom het. En ek is nogal vinnig van geaardheid, en ek het 'n distrikssuperintendent wat baie vinnig van geaardheid is, en hulle sit iemand saam met my as 'n pelgrim wat die teenoorgestelde as Johan Botma is. As daai distrikssuperintendent gesê het 7:00 die môre ry hy, dan moes jy al gesit het. Jy gaan nie 7:00 na die motor toe nie. Jy ry 7:00. So ek is vinnig van geaardheid. Hy is die teenoorgestelde stadig. Ek het al baie keer op my lippe gebyt. Here, hoe is dit moontlik dat jy nou so iemand saam met my sit? Hy hou my terug. Ek het baie van my tyd op my knieë spandeer en tyd gemors om vir hierdie ou te bid, plaas laat ek net besef die Here is met. Hy wil my les leer. So wat doen God? Hy plaas iemand wat haastig is by iemand wat stadig is. En iemand wat stil is by iemand wat baie kan praat. Hoekom? Sodat die persoon wat haastig is, geduldig kan raak. Hy leer my. Kyk daar. Ek moet geduldig wees met hierdie persoon. Maar Here, verander hom. Maak jy 'n bietjie net so vuur, los hom vir my. Ek is nou eers met jou. Gebeur dit in die lewe? Maak net so. Ek is in die breekplek. Is dit so? Is dit so? Daar's 'n tweede manier. Hy plaas iemand wat ordentlik en netjies is by iemand wat slordig is. En onnet is. Hy praat nou uit die huis uit, is dit so? Hoekom? As kind van die Here. Here. En ek wil my haar uittrek. My kind, ek wil jou les leer, los. Here, verander, help net dat hulle ook net hulle goed sal optel en net 'n bietjie beter. Nee, los hulle vir my. Ek is besig met jou in die breekplek. Jy is onder permanente konstruksie in my hande. Ek leer jou lesse. Ek gaan hier stop. Hoekom doen die Here dit? Sê gou vir my. Hoekom doen die Here dit? Ons voel partykeer hy doen die teenoorgestelde as wat ons bid. Of baie keer bid ons dit. En dan hoekom doen die Here dit? Want jy sien, ek en jy is onder nuwe bestuur. En die een wat oor my lewe beheer het, kan doen met my net wat hy wil en hoe hy wil. Om daardie sekere deug, om daardie sekere iets in my lewe na vore te bring, sodat die skaaf kan kom, en sodat op die ou einde die poleerwerk kan kom. Hoekom doen hy dit? Ek het vir hom gesê, Here, ek wil onder permanente konstruksie van die Heilige Gees wees. So Here, wat hy doen, berus ek by. Hy is besig met hierdie woordjie. All dressed. Kan ek jou weer die betekenis gee van hierdie woordjie? Cut, measured and shape. Ek gaan net hier stop. Kan jy vanmôre vir die Heilige Gees sê, daar waar jy sit? Ek gee nou nie om hoe lank jy die Here dien nie. Ek gee nie om of jy al
iewerste in die lewe dit vir die Here gebid het en gesê het, Here, ek plaas my lewe onder die beheer van die Heilige Gees nie? Ek wil vanmôre vir u opnuut kom uitdaag. Wil u nie vanmôre daar waar u sit, vir hom opnuut die goedkeuring gee en sê, Here, ek verstaan nie wat baie keer in my lewe aangaan nie. Maar ek wil net vanmôre vir u kom sê, kom plaas hierdie 2 borde langs my. Die een wat sê onder nuwe bestuur. Ek het tot nou toe my eie ding gedoen, Here. Here, ek veg gedurig. En ek is die hele tyd met planne besig, dit en dit en dit. Maar onder nuwe bestuur, die bestuur van die Heilige Gees. Kan ek weer daai teks noem? 1 Korintiërs 3 vers 16. Of weet julle nie? Weet jy dit? Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Dis nie jou liggaam nie. As jy die Here Jesus in jou hart en lewe het, jy kan nie doen wat jy wil nie en hoe jy wil nie. Of weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Gees van God in jou woon? Met ander woorde, hy wil beheer neem. Onder nuwe bestuur. Tweede bordjie, dis die Here, ek kom nou en ek kom plaas en ek kom gee vir hierdie groen lig onder permanente konstruksie. Onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Diep woorde. Jy kan verwag, iets gaan nog vandag, iets gaan môre, iets gaan hierdie week. Here gaan jou in omstandighede plaas. Onthou, jy is soos hierdie stuk graniet, grof. Jy's dof. Nou, jy weet wat ek bedoel. Lyk nie mooi nie. Maar gee hom toestemming, sê Here, sodat die glans na vore kan kom. Here Jesus, baie dankie vir 1 Koning 6 vers 7. Wat vanmôre vir ons kom bemoedig, om vanmôre vir ons te kom sê, moenie moed verloor nie. Ek is met jou besig. Dis ek. Dis nie die omstandighede, gebruik maar die omstandighede om daai karaktertrek, om daai verandering in jou lewe na vore te bring, van heerlikheid, tot die volgende graad van heerlikheid. Dankie daarvoor, Here. Baie, baie dankie, dat ons dit vanmôre vir u kan sê. U het elkeen gehoor wat vanmôre sê, Here, vat hierdie 2 borde, sit dit langs my. Ek wil net kom bid, Here, herinner ons, wanneer ons in daai omstandighede, daai situasies, daai plekke kom, by die breekplek gedeelte kom, die worry gedeelte, dat ons altyd, dat die Heilige Gees ons daaraan sal herinner, aan die 2 borde. Ons het mos ja gesê, ons het mos gesê, onder nuwe bestuur, ons het mos gesê, onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Ons het ons toestemming gegee, herinner ons altyd daaraan. Sal u die naprediker van u woord wees. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Ek bid dit en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Annetjie, ons gaan 'n koortjie sing. Te wees soos Jesus. Ken jy die koortjie? Ek gaan vir die koortjie leer, baie maklik. Hy sê te wees soos Jesus, my begeerte te wees soos hy. Reg deur my lewe, tot by sy weerkoms. Help my Heer, soos u te wees. Kom ons staan. Dan sing ons 2 keer hierdie koortjie ten slotte asseblief.
Ja, Here Jesus, dis my hartsbegeerte vir my eie lewe, vir hierdie gemeente. Dat ons van heerlikheid tot heerlikheid sal verander. Dankie dat ek dit kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan met hierdie stuk graniet daar by die deur staan.